Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam in Levitikus 12, 'n hoofstuk wat praat oor 'n vrou se reiniging nadat sy geboorte geskenk het. Ons lees dat 'n vrou na die geboorte van 'n kind vir 'n tydperk seremonieel onrein was. As sy 'n seun gehad het, was die wagtyd korter as met 'n dogter. Nou toe ek dit lees, het ek nogals gewonder, hoekom sou 'n vrou onrein wees wanneer sy geboorte gee, want dis ons nie sonde nie, dis iets heiligs en mooi. David Guzik het dit vir my so mooi verduidelik. Hy sê dat hierdie nie beteken het dat geboorte of die baba sondig was nie. Kinders is 'n seën van die Here. Die punt was eerder dat die proses van geboorte hulle herinner het aan die realiteit van die gevalle wêreld, dat sonde en gebrokenheid deur die hele mensdom versprei het, sedert Adam en Eva. Selfs in die wonder van nuwe lewe sien ons die behoefte aan God se genade en reiniging. Elke geboorte herinner ons daaraan. Dat ons almal met sondige natuur gebore word en dat elke mens 'n verlosser nodig het. Geen mens hoef geleer te word om selfsugtig of ongehoorsaam te wees nie. Dis in die menslike natuur. Daarom wys hierdie hoofstuk nie op 'n skaamte of na sonde wat gepleeg is nie, maar op die mens se behoefte aan God. Interessant genoeg moes die moeder na haar wagtyd 'n offer bring, 'n brandoffer en 'n sondoffer. Dit wys dat versoening altyd deur bloed en opoffering gekom het. Maar hier sien ons ook God se groot genade. As die familie nie 'n lam kon bekostig nie, kon hulle 2 tortelduwe bring. God het selfs voorsiening gemaak vir die armes. Hy het nie net plek gehad vir die rykes nie, maar vir almal. Dis so mooi wanneer ons in die Nuwe Testament in Lukas 2 lees, dat Maria en Josef presies hierdie offer van 2 duwe gebring het na Jesus se geboorte. Dit beteken dat Jesus in 'n eenvoudige, nederige huis groot geword het. Die koning van die heelal het nie in aardse rykdom gekom nie, maar in nederigheid. Die dieper betekenis van hierdie hoofstuk lê daarin dat Jesus uiteindelik die reiniging geword het, waarna al hierdie offers gewys het. Ons hoef nie meer diereoffers te bring om rein voor God te staan nie, want Jesus het eens en vir altyd die volmaakte offer geword. Die hoofstuk herinner my en jou vandag dat God heilig is, dat die mensdom reiniging nodig het en dat Jesus daardie reiniging volkome gebring het. Wat vir my so mooi is dat God selfs in die broosheid van geboorte teenwoordig is. Hy sien die pyn, die herstel, die swakheid en die afhanklikheid van die mens. En hy ontmoet ons nie met verwerping nie, maar met genade en voorsiening. Mag hierdie hoofstuk vandag vir my en jou net weer herinner dat Jesus ons ware reiniging is, dat ons nie deur rituele gered word nie, maar deur sy genade. En mag ons onthou dat God selfs in die gewone, moeilike en brose tye van die lewe besig is om sy heilige plan uit te werk vir ons lewe. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.